Goeiedag liefdes van my Pastor Retief Boysen en die hele beleefspan. Welkom by ons aanlyn boodskap vandag. Ons is in week 4 van ons reeks Bietjie soos Jesus. Dis 'n reeks waar ons eerlik kyk na die areas waar geloof soms oppervlakkig kan raak, waar ons dalk die naam Christen dra, maar Jesus nie altyd in volle volg nie. En ek wil vandag sommer vroeg in die boodskap net eerlik wees oor iets, en ek dink vandag se boodskap raak nogals diep. Want ek dink baie van ons het al op 'n stadium met hierdie volgende vraag of vraag geworstel, en dis daai wat ons nie sommer hardop sê nie. Wat gebeur, en dis die vraag, wat gebeur wanneer God nie doen wat jy gehoop het hy gaan doen nie? Wat gebeur wanneer jy ernstig bid, maar die antwoord kom nie? Wanneer jy glo, maar die deurbraak, dit bly weg. Jy vertrou die Here, maar dit voel asof net absoluut niks in jou lewe verander nie. Jy probeer reg lewe, maar dinge raak tog net vir jou moeiliker en moeiliker. En dalk het sommige van julle hierdie gedagte gehad, jy wonder, al was dit net vir 'n oomblik, wonder jy, God, waar is hy? Hoekom gebeur hierdie dinge? Ek verstaan nie. Of dalk selfs dink jy, Here, ek het mos gedink, as ek u dien, sou dinge anders te gelyk het. Nou, voor iemand vandag skuldig voel, want dit is glad nie my hart en dis nie my gedagte nie, maar kom ons wees net gou vir 'n oomblik eerlik met mekaar. Hierdie tipe vrae, dit maak jou nie noodwendig 'n swak Christen nie. Dit maak jou eintlik net 'n mens. Want selfs sterk gelowiges, mense in die Bybel, mense wat naby aan God geleef het soms geworstel met teleurstelling. Hulle het geworstel met verwarring, met tye van wagtye, nê? Maar voor ons daar kom, en ek gaan vir julle 'n paar voorbeelde noem, wil ek begin met iets wat seker baie van ons definitief sal verstaan. Toe ek jonger was, ek was in die koshuis, in die hoërskool, en ons het een van daai vending machines gehad. En ek seker julle weet dan waarvan ek praat. En daai masjiene wat vir die goedjies gee as jy geld ingooi. Daai masjiene was vir my soos magic, nee. Jy staan voor hom en daar is soveel opsies, nee. Daar's chips, daar's chocolates, daar's koeldranke. Daar's nie chips en koeldrank in dieselfde een, dis gewoonlik 'n koeldrank enetjie en 'n snacks enetjie. Maar daai snacks, nee, dis al daai snacks wat jy nooit by die huis kry nie. Maar skielik lyk dit vir jou ongelooflik belangrik. Jy staan daar en jy wonder, hoe gaan my lewe nou verander, nee? En dan begin die groot besluit. Jy kyk mooi, jy is aandagtig besig om te kyk na die opsies, nee. Watter een van hierdie opsies gaan my die gelukkigste maak vir die volgende 5 minute? Wat gee my die beste waarde vir geld? So dan kry jy jou geldjies, jy sit dit in die masjien, jy druk die knoppie, en dan gebeur daar iets magical, iets beautiful, nee. Daai spiraal begin stadig draai, en die item beweeg vorentoe, en dan val hy af, en dan steek jy jou hand en jy kry hom, nee. Die hele oefening is voorspelbaar, is eenvoudig, dis so bevredigend, want jy het betaal, en die masjien het gelewer. Jy het gekry wat jy soek. Maar dan gebeur die tragedie. Jy sit jou geldjies in, jy druk die knoppie, daai spiraal begin draai, die chocolate begin beweeg, jy begin al, jou mond begin al, nee, dit raak al, jy proe hom al, en hy skuif so 'n bietjie vorentoe, die volgende oomblik, dan sit hy vas. En dan, hoe voel jy? Onmiddellik, jy is omgekrap, jy staan nou in verbasing, nee, jy het hierdie transaksie nou gedoen, jy het mos nou betaal, die ding moet vir jou gee waarvoor jy gevra het, maar dan het die ding nie sy deel gedoen nie, en nou moet jy jou deel doen, en wat doen mense, nee, wat doen ons gewoonlik in daai situasie? Ons begin 'n skud die masjien, ons klap hom, ons slat hom, ons druk hom, ons kyk wie's naby, want ons raak dalk aggressief met hierdie masjien, jy wil amper skree vir hierdie ding, want dis mos nie hoe hierdie situasie moet werk nie, jy het betaal, jy moet kry. Geliefde, hier raak dit interessant, want as ons eerlik is en na ons eie harte kyk, besef ons, baie van ons hanteer God soos, of amper dieselfde, nee, dis nie doelbewus nie, maar subtiel. Ons dink, God, ek bid mos, ek dien mos, ek gee mos, ek probeer reg lewe, nee, ek lees my Bybel elke dag, ek spandeer tyd saam met die Here, ek kom kerk toe, ek probeer 'n goeie mens wees, nee. En dan, wat gebeur dan? Dan druk ons amper die knoppie, hierdie masjien, en dan sê ons druk die knoppie, en dan sê ons, nou Here, antwoord asseblief. Ek soek nou reaksie, daai spiraal moet draai, en wanneer dinge nie uitwerk soos ons gehoop het nie, wanneer die gebed nie beantwoord word nie, veral nie soos ons het wou gehad het nie, wanneer die genesing nie kom soos ons gehoop het nie, of in die tyd wat ons gedink het nie, wanneer die verhouding nie herstel nie, dan soms diep binne ons, dan voel ons voel, maar Here, ek het mos my deel gedoen. Ek druk nou die knoppie, en Here, u moet nou
Geliefde, vandag wil ek iets sê wat moontlik baie belangrik gaan wees vir iemand, dalk vir ons almal. God is nie 'n vending masjien nie. God is nie 'n transaksie nie. Geloof, die tipe geloof wat God vir ons soek, is dieper as dit. Dit moenie wees, Here, ek doen my deel, so u moet u deel doen nie. Nee, ware geloof lyk anders as dit. Ware geloof gaan nie oor wat God vir my doen nie, maar oor wie hy is. En dit bring ons vandag by 'n groter vraag. Die vraag waarvoor ons eintlik moet praat vandag gaan ons praat oor transaksionele geloof. Wat bedoel ek met transaksionele geloof? Kom ek maak dit eenvoudig. Transaksionele geloof is wanneer ek begin dink, Here, as ek my deel doen, dan moet u nou ook u deel doen. Met ander woorde, as ek gehoorsaam is, dan behoort dinge mos makliker te wees. As ek bid, dan behoort God te antwoord soos ek mos nou hoop, eintlik soos ek nou voorskryf. As ek die Here dien, dan behoort dinge mos nou outomaties uit te werk. As ek 'n goeie Christen is, dan behoort ek mos nou nie so te sukkel nie. En dan skielik wat gebeur, sonder dat ons dit besef, stadig maar seker, stelselmatig begin ons verhouding met God amper klink soos 'n transaksie. Ek doen my deel, nou moet God sy deel doen. Geliefdes, dis nie geloof nie. Dis eintlik soort van Christen. Dis soort van bietjie soos Jesus. Dis nie heeltemal wat Jesus vir ons gedagte gehad het nie. Nee, dis die soort van Christen denke waar hele reeks gaan. Want jy sien, Jesus het my en jou nie geroep en genooi na 'n kontraktuele tipe transaksionele verhouding. Nee, hy het ons geroep en genooi na verhouding. Dit klink baie keer geestelik, nê? Kyk, ons sal nie hardop sê God skuld my iets nie. Nee, maar ons wys dit soms in ons reaksies, in ons teleurstelling, in ons frustrasies, dat diep binne in ons, dan dink ons dalk so, en die waarheid is hierdie, ons is nie die eerste mense wat so gevoel het nie. Daar's baie mense in die Bybel, sterk gelowiges, wat met hierdie gedagte geworstel het. Dink gou, onthou jy die Israeliete, hulle wat daar gekom het, hulle is bevry uit Egipte uit, en wat het hulle gesien? Wonderwerke, die 10 plaae, die Rooi See wat oopgegaan het, en dan kom God en hy lei hulle uit met hierdie wolkkolom in die dag, waar hulle vir 'n skaduwee gee, en met 'n vuurkolom in die nag. Met ander woorde, hierdie mense, hierdie Israeliete, het God se krag gesien, hulle het dit geken, maar toe die woestyntyd vir hulle te moeilik raak, toe daar nie genoeg kos was nie, toe die wagtyd langer voel as wat hulle gehoop het, wat doen hulle? Hulle begin kla, hulle murmureer, hulle trek God se hart en sy karakter in twyfel. Kyk gou wat sê hulle hierso in Eksodus 16 vers 3. Die Israeliete het vir Moses en Aaron gesê, as ons maar in Egipte gesterf het, daar het ons ten minste vleis gehad om te eet, maar nou het julle ons hierheen gebring om ons van honger te laat sterf. Hoor jy wat gebeur? Dis amper asof hulle sê, God, ons het u gevolg, so hoekom voel hierdie nou so moeilik? Hoekom is dit soveel moeiliker as toe ons in Egipte was? Ons was dan gehoorsaam. Ons het saam beweeg toe Moses gesê het, kom ons gaan. So hoekom sukkel ons nou so? En kom ons wees eerlik, geliefde, jy nie ook al so gevoel nie? Ek weet, ek het al so gevoel. Ek het al in oomblikke, dan raak ek uiters transaksioneel. Waar ons dink, Here, ek probeer reg lewe, maar hoekom voel dit of dinge net eenvoudig moeiliker raak? Onthou julle die storie van Jona, nê? Jona hy is nou 'n interessante persoon. Ek dink baie mense ken die storie van Jona en die vis, maar ons vergeet dalk hoekom Jona en die vis beland het. Want kyk, Jona wou glad nie in Ninive toe gegaan het. Hy was geroep om te gaan bedien in Ninive. Hy moes daardie boodskap van God gebring het, nê. Hy moes vir hulle gaan sê het, bekeer julle, nê. Maar hy wou nie, want Ninive was boos. Hulle was 'n gewelddadige groepering mense. Hulle was bekend vir hulle wreedheid, en Jona het gedink, hierdie mense, hierdie spul, hulle verdien oordeel, hulle verdien God se oordeel, en verseker nie God se genade nie. En toe stuur God hom, nê? En wat doen hy? Hy hardloop letterlik weg, hy vermy hierdie opdrag, en toe is daar 'n storm, en toe is daar 'n vis, en die hele storie, nê? Kinderkerk, ons almal het dit geleer. En uiteindelik, hy gaan, nê? Half ongewillig, half kwaad. Hy is nie lus vir hierdie missie wat God vir hom gegee het, en heel waarskynlik preek hy die kortste preek in die geskiedenis ooit, want hy wil nie daar wees nie, hy wil nie met hierdie mense praat nie, en toe gebeur iets wat hy glad nie wou hê nie. Wat gebeur? Hierdie klomp mense, hierdie wreedaardige mense, hulle kom tot bekering, God wys aan hulle sy genade. En nou Jona, in plaas daarvan om bly te wees, nê,
Ek sal bly wees as mense tot bekeer kom, ek seker jy sal bly wees, maar wat doen Jona? Hy word kwaad. Kyk gou wat sê die Bybel hierso in Jona 4 vers 1. Maar Jona was baie ontevrede hieroor en het kwaad geword. Geliefde, kwaad omdat mense tot bekering kom. Hoekom? Hoekom raak Jona kwaad oor so iets? Want diep binne-in voel Jona heel waarskynlik, maar Here, ek was gehoorsaam. Ek is dan so 'n goeie gelowige, ek is so getrou aan U. Hoekom sal U vir daai mense seën? Hoekom lyk dit of mense wat nie eens probeer nie, wat dit verseker nie verdien nie, hoekom kry hulle al die blessings? Hoekom? Nee, geliefde, het jy al so gevoel? Jy probeer die Here dien, maar dit lyk of ander mense, iemand anders se lewe, net makliker uitwerk. Hulle dien nie die Here nie, maar net, daar's net seëning op seëning op seëning. Dan dink ek aan nou Martha. Nee, Martha en Maria daar in Johannes 11. Lazarus, haar broer, is baie siek en Martha en Maria, die twee sissies, hulle stuur woord na Jesus. Hoekom stuur hulle woord vir hom? Want Jesus was nie net vir hulle 'n prediker nie. Hy was baie meer as net 'n prediker. Hy was 'n vriend. Hy was 'n persoonlike familievriend. Daar was hierdie hegte verhouding en ons weet dat Jesus was ongelooflik lief vir Lazarus. Jesus was vir hulle iemand wat hulle kon vertrou. En ek dink diep binne was daar seker hierdie verwagting, Maria het hierdie verwagting, as Jesus net hier kom, as hy net gaan opdaag, nee, dan gaan Lazarus gesond word, alles gaan reg wees. Maar wat gebeur? Jesus daag nie betyds op nie, en Lazarus sterf. Eers 4 dae later, nee, vandat hy die boodskap gekry het, arriveer Jesus. Kan jy vir 'n oomblik net vir jou die teleurstelling indink, die pyn, die verwarring waardeur daai sissies gegaan het. En dan sê Martha kom met hierdie ongelooflike eerlike woorde. Sy sê die volgende: Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Hoor jy haar hartseer? Dis amper asof sy sê, Jesus, waar was u? Ek het gedink u gaan opdaag, ek het gedink u gaan ingryp, ek het gedink u gaan iets doen, u gaan vir ons deurkom. Hoekom moet ons nou hierdie pyn, hierdie ellende, hoekom moet ons hierdie seer beleef? En dalk verstaan sommige van ons presies hoe Martha gevoel het. Jy ken daai pyn, jy ken daai verwarring, jy ken daai seer, jy's dalk nou in daai situasie. Maar dalk sit jy vandag met jou eie, Here, ek het gedink die huwelik sou beter gewees het. Ek het gedink dit sou makliker gewees het. Ek het gedink die deur sou nou al oopgegaan het. Ek het gedink die genesing sou nou al gekom het. Ek het gedink, Here, u gaan betyds opdaag. Ek bid, ek vra, maar Here, kom. Geliefde, hier is wat so mooi is. Jesus verwerp nie Martha se pyn nie. Jesus vat nie aanstoot oor wat sy sê nie. Jesus stap in en hy's daar by haar in haar pyn. Hy ontmoet haar daar. En dalk vandag moet iemand dit hoor. God is nie bang vir jou teleurstelling nie. Hy is nie bang vir jou verwarring nie. Hy is nie afgesit deur jou eerlik en opreg te vra nie. Hy ontmoet mense, hy ontmoet ons in ons seer, in ons verwarring, in ons pyn. Ek dink nou nog 'n storie. Die storie van die verlore seun. Maar vandag wil ek nie fokus op die jonger broer nie. Almal praat oor die jonger broer, maar ek wil fokus vandag net vir 'n oomblik op die ouer boetie. Want ek dink baie Christene herken hulle self dalk meer in hom, die ouer boetie, as wat hulle besef. Ek seker jy ken daai storie. Die jonger broer vat sy erfporsie, hy's kwaad vir die lewe en hy wil sy eie ding doen en dan gaan hy en hy mors hy alles op. Hy maak 'n gemors van sy lewe. En dan uiteindelik op sy laagtepunt dan keer hy terug huis toe. En wat doen die pa? Nee, sy pa, hy hardloop hom tegemoet. Hy omhels hom. Hy herstel hom. Hy reël eintlik 'n fees, nee. Hy sê kom kry slag 'n kalf en maak seker ons eet vanaand vier ons fees, nee, dit is so pragtig, dit is so mooi. Maar ek het nie vir die res van die storie ken nie, want hy ouer broer, hy doen iets, hy reageer 'n sekere manier. Hy is glad nie tevrede nie. Hy raak kwaad. Hoekom raak hy kwaad? Want in sy kop en in sy hart, niks van wat hy nou sien, maak vir hom sin nie. Hy dink die volgende, hy sê, wag 'n bietjie, wow. Ek was dan nog heeltyd hier. Ek was getrou. Ek het hard gewerk. Ek het my kant gebring. Ek het opgestaan in die oggend. Ek het krale skoon gemaak. Ek het instruksies gegee. Ek het my ding gedoen. Pa, ek het gehoorsaam gebly. Ek was nooit rebels teenoor jou nie, né? Kyk gou hoe eerlik is ek. Kyk gou wat sê hierso in Lukas 15. Al hierdie jare werk ek soos 'n slaaf vir pa
En ek het nooit ongehoorsaam gewees nie. Maar vir my het pa nooit eers 'n bokkie gegee om saam met my vriende fees te vier nie. Hoor jy wat sit daar onder die oppervlak van daai woorde, nê? Hy sê, pa, ek het mos my deel gedoen. Waar is my beloning? Waar is my deel? Nê? Ek verdien meer. Kom ons wees eerlik vandag. Ek dink baie gelowiges het al op 'n stadium so gevoel. Ek het al so gevoel. Waar jy dink, sê, Here, ek probeer reg lewe. Ek probeer gehoorsaam wees. Ek probeer om so gereeld as moontlik 'n goeie Christen te wees, die regte ding te doen. Ek probeer. Hoekom lyk dit dan of ander mense net wegkom, nê, of beter wegkom? Hoekom lyk dit of mense wat glad nie vir God omgee nie, of daai mense vooruitgaan? Hoe is dit regverdig? Hoe verdien ek dit? Hoe verdien jy dit? Hoekom voel dit of ek en jy probeer, maar niks gebeur nie? Geliefdes, hier raak dinge eintlik baie eerlik en dit raak diep. Want baie keer openbaar teleurstelling iets wat diep in ons harte aangaan. Dit kom, soos die Engelsman sê, dit kom expose. Nee, nie altyd nie, maar baie keer. Want teleurstelling kan soms wys dat ek dalk God begin dien het met verwagtinge van wat ek terug gaan kry. Jy sien, ek dien God transaksioneel. Daar's nog een voorbeeld wat ek graag wil aanhaal en ek seker jy sal dit verstaan en geniet saam met my. Onthou jy die ryk jong man wat Jesus wou volg. Hy daag daarop en hy kom sê vir Jesus, wat moet ek doen om u te kan volg? Hier is nogals 'n kragtige storie, want hierdie man kom na Jesus toe en op papier, lyk hy nogals indrukwekkend. Sy CV is ongelooflik indrukwekkend. Hy is godsdienstig, hy is ordentlik, die man is gedissiplineerd, hy hou die wet, hy probeer reg lewe, hy is 'n goeie Jood. Hy daag op, beste van die beste. Dan kom hy en hy vra vir Jesus hier in Matteus, Meester, watter goeie daad moet ek doen om die ewige lewe te verkry? En Jesus begin met hom te gesels, hy begin met hom met die 10 gebooie. Hy sê, moenie steel nie. En die man sê, check, ek steel nie. Hy sê, moenie moord pleeg nie. Hy sê, hey, ek het nog niemand doodgemaak. Hy sê, eer jou vader en jou moeder. Hy sê, ek is die beste kind op in Israel. Nee, ek is die beste. Dan antwoord hy met hierdie selfversekerdheid. Hy sê die volgende, hy sê, dit alles het ek nagekom. Geliefde, met ander woorde, Jesus, ek het alles reg gedoen. Nee, ek is daai ouetjie. I've got the stuff. Ek loop die loop. Nee, wat kort ek nog? Wat kan ek nog moontlik doen om u tevrede te stel? Dan kom Jesus by die hart van die saak uit. Want Jesus, hy kyk altyd dieper. Hy evalueer ons anderste. Jy sien, Jesus sien dat hierdie man vertrou meer op sy eie prestasies as op verhouding. Meer op sy eie goeie werke as op oorgawe. En Jesus raak aan die een ding wat sy hart beheer. Hy praat met hom oor sy besittings. En die Bybel sê dat daai man stap toe hartseer weg. Hy stap hartseer weg. Hoekom stap hy hartseer weg? Want hy wou Jesus hê, maar nie teen enige koste nie. Hy wou Jesus gehad het, maar hy was nie bereid om neer te lê wat Jesus vir hom gevra het om neer te lê nie. En hier raak dit baie keer vir ons ongemaklik, want soms volg ons Jesus vir solank dit inpas in ons eie plan, solank hy antwoord soos ons wil hê hy moet antwoord, solank hy dinge laat werk soos ons gehoop het. Maar wat gebeur dan? Wanneer hy nie doen wat ons verwag nie. Wat is die resultaat wanneer die Here nie reageer in soos daai vending masjien wanneer sy knoppie druk nie? Wat gebeur wanneer God nie die uitkoms gee wat ons voorgehoop het nie? Wat gebeur wanneer ons bid en praat met God, maar dit werk nie uit soos ons dit in ons gedagtes het nie? Want dan wys dit baie keer dat ek en jy dien God hoe dien ons God? Ons dien hom vir resultate of dien ons hom vir hom? En dalk moet ons vandag erken, hierdie is nader aan die huis as wat ons wil erken. Hierdie vat eintlik mal verraak. Dit is nie altyd so lekker om hierdie tipe boodskappe te hoor, want niemand word wakker en sê vandag. Ons staan nie so op en oggend sê Here, vandag gaan ek transaksioneel met God werk nie. Nee, ek gaan nou so werk. Nee, dit sluip stadig maar seker in. Ons begin dink, Here, ek doen alles reg. Hoekom gebeur hierdie dan? Hoekom voel dit asof u
stil is en afwesig is? Hoekom voel dit? Hoekom lyk dit of niks verander nie? En voordat ons dit besef, voor ons dit agterkom, begin ons verhouding met God amper klink soos 'n besigheidsooreenkoms. Ek doen my deel, nou moet u deel doen. Geliefdes, is tog nie hoe dit werk nie. Is tog nie wat God vir ons gedagte gehad het. Dit is tog nie toe Jesus vir ons kom leer het oor sy koningsheerskappy wat hy vir ons in gedagte gehad het nie. Die groot waarheid is hierdie wat ons moet verstaan. God het jou en my nooit genooi in 'n kontrak in nie. Hy het ons genooi in 'n verbond in. En daar is 'n enorme verskil tussen 'n transaksionele, kontraktuele tipe verhouding met God en 'n verbondsverhouding. As jy dit gaan verstaan, dan behoort alles vir jou te verander. Dalk sit iemand vandag en wonder, okay, maar wow, pastoor, relatief, ek hoor jou, maar is daar dan tog nie seëninge wanneer ons gehoorsaam leef nie? Is daar nie seëning in gehoorsaamheid nie? Natuurlik, absoluut. Die Bybel leer dit vir ons. Daar is 'n manier hoe God wil hê ons moet lewe en dit kan nogals transaksioneel lyk. Dit kan so lyk, maar ons moet iets baie belangrik verstaan. Daar is 'n enorme groot verskil tussen 'n kontrak en 'n verbond. Nee, as jy hierdie gaan verstaan, gaan dit dalk jou hele manier van hoe jy na God kyk radikaal verander. So ek hoop jy is reg om nou, sit jy reg op, luister jy. Nou voor iemand verkeerd hoor wat ek sê, kom ons maak iets baie duidelik. Gehoorsaamheid aan God bring verseker seëninge. Wanneer ons gehoorsaam lewe aan God, dis waar wysheid ons rigtingwyser word. Die Bybel leer dit vir ons. Wanneer jy God se wysheid volg, dis haar vrug. Dis die resultaat van naby aan die Here lewe. Wanneer jy volgens sy beginsels leef, dan ken ons en ons geniet sy vrede en sy beskerming. Dis daar waar beskerming werklik is. Wanneer jy leer om God eerste te stel, vorm hy jou lewe, alles verander. Maar God se liefde vir jou, dit is belangrik, dis nie gebaseer op my en jou prestasie nie. Nee. Baie mense leef met hierdie ongeskrewe idee, hierdie onderliggende opinie of beginsel. As ek mooi leef, sal God goed wees vir my, want ek is moreel en ek is 'n goeie mens. As ek nie foute maak nie, dan sal ek beskerm word. As ek net genoeg glo, nee, my geloof is sterk, daarom sal niks verkeerd loop in lewe nie. Maar geliefdes, dit klink geestelik, dit klink baie goed, maar eintlik is daai kontrakdenke. Dis amper soos Jesus, 'n bietjie soos Jesus. Dis 'n soort van Christendenke. Maar dis nie wat Jesus vir ons gedagte gehad het nie. Want Jesus het jou nooit geroep na 'n kontrak nie. Hy het jou geroep na 'n verbond. En daar's 'n groot verskil, 'n enorme groot verskil. Nou kom ek wil dit vir jou prakties opbreek. 'n Kontrak is transaksioneel. Jy doen jou deel, en ek doen my deel, en dan is almal gelukkig. Met ander woorde, 'n kontrak is voorwaardelik. Baie keer is 'n kontrak tydelik. Hy begin die tyd en hy maak daai tyd klaar. En 'n kontrak is eintlik wat hulle in mooi Afrikaans, dit is afdwingbaar. Dink byvoorbeeld aan 'n selfoonkontrak. Jy betaal en hulle gee vir jou diens. Jy hou op om te betaal, jy betaal nie meer nie en dan sny jy jou lyn af. Dis mos maar wat gebeur. Dis eenvoudig soos dit. As jy nie betaal nie, gaan jy nie diens kry nie. Dis nie persoonlik nie. Vodacom, MTN, Cell, daai man is nie kwaad vir, sê dan is ek sal kwaad vir die pap. Nee, jy het net nie ooreengekom wat jy gesê, dis besigheid, nê? Dink byvoorbeeld aan huur of 'n huurder, nê? Jy betaal die huur, dan bly jy in die huis. As jy ophou betaal, dan gaan hulle vir jou sê jy moet trek. Want 'n kontrak werk eintlik op prestasie, op transaksie, op jy hou jou kant en ek hou my kant. Dit is wat 'n kontrak is. Dis so eenvoudig soos dit. Maar God se verhouding met ons werk sekerlik en verseker nie so nie. Want God sê nie, as jy perfek is, sal ek jou lief hê nie. Kan ek net vir jou weer sê, jy net hoor wat ek sê. God sê nie, as jy alles reg doen, dan sal ek jou aanvaar nie. Dis nie wat hy sê nie. Want as dit waar was, as dit is hoe God met ons gewerk het, hoe hy ons gesien het, as dit is wat hy in gedagte gehad het vir ons verhouding, geliefde, dan sou niemand van ons hoop gehad het nie. Niemand nie. Nie ek nie, nie jy nie, nie een van ons sou 'n kans gehad om dit te maak nie.
Want wie van ons kry werklik alles reg? Wie van ons bid altyd genoeg? Wie van ons leef altyd perfek? Wie van ons kry nooit verkeerde gedagtes nie? Wie van ons het suiwer motiewe? Nee, die Bybel sê vir ons, Jeremia 17, vers 8, dat die hart is bedrieglik bo alle dinge. Niemand kan eers sy eie hart ken nie, nê? Wie van ons twyfel nooit nie? Nee, geliefdes, God werk nie met ons op grond van prestasie nie. God werk met my en jou vanuit verbond. Nou wat is verbond? Verbond in eenvoud is verhouding. 'n Verbond sê ek bly verbind, committed, selfs wanneer dinge moeilik raak. Verbond is nie tydelik nie, dis ewig. Dis nie afhanklik van perfekte gedrag nie. Dis geanker en spesifiek ons verbond met God deur Jesus Christus is liefde geanker. Kom ek maak dit vir ons uiters prakties. Dink aan 'n goeie huwelik, né? Nou ja, 'n huwelik het voorwaardes en gesonde grense. Maar 'n sterk huwelik werk nie soos 'n kontrak nie. Nee, 'n sterk huwelik, 'n absolute goddelike huwelik werk anders. Jy staan nie elke oggend op en sê, okay, ek gaan nou net lief hê vandag. En dan as my vrou my reg hanteer en so en dan gaan ek haar lief hê nie. Nee, dis nie hoe dit werk nie. Nee, jy verbind jouself aan jou huweliksmaat, man tot vrou, vrou tot man. Jy verbind jouself in die goeie dae, in die slegte dae, in die moeilike dae, die seer dae, die mekaar dae, wanneer daar finansiële druk is, dan is jy verbind. Jy's daar. Jy's daar tydens teleurstelling, jy's daar tydens die op en die af, jy's daar tydens seisoene van verandering. Jy bly verbind. Hoekom? Want dit is wat verbond is. Dit is wat verhouding is. Of dink gou vinnig aan jou kinders. Dalk 'n ander voorbeeld, hè. As jou kind 'n fout maak, hou jy op om hulle lief te hê. Nee, dis dit soos, een fout, ek's oor dit. Nee, geliefde, as jy 'n goeie ouer is, selfs nie eers 'n goeie ouer, net enorm, ek wil laat ek nie te veel oor dit sê nie, maar wat doen 'n ouer? Jy korrigeer, jy help, jy lei. Ongeag wat hulle gedoen het, hulle bly jou kind. Hoekom? Want dit is wat verhouding is. Dit is wat verbond is. En dalk moet iemand vandag dit hoor. Jy het nodig om hierdie te hoor. God kyk nie vandag na jou en sê, jy het 'n fout gemaak, jy het gefaal, nou is ek klaar met jou nie. Dis nie hoe God met ons werk nie. Nee, sy liefde is groter as jou swakheid. Sy genade is groter as jou mislukkings. Sy trou is sterker as jou en my onsekerheid. Dit is vir my so mooi, is vir my so kragtig, né? Dis hoekom hierdie volgende vers vir my so mooi is. Kyk gou wat sê Paulus vir jong Timoteus. As ons ontrou is, hy bly getrou, want hy kan homself nie verloon nie. Wat 'n God dien ons nie. Hoor wat daardie vers nie sê nie. Dit sê nie, as jy ontrou is, raak God kwaad en stap weg nie. Dis nie wat die vers sê nie. Nee, dit sê die teendeel. Dit sê, hy bly getrou. Hoekom bly God getrou? Hoekom kan Paulus dit sê vir jong Timoteus? Nee, God bly getrou want dit is sy karakter. Dis sy natuur, dit is wie hy is. God verander nie volgens jou en my prestasie nie, nee. Hy is gister, vandag en môre dieselfde God, want hy bly dieselfde, dank die Here daarvoor. Nou moet ons iets baie belangrik verstaan. Dit beteken nie gehoorsaamheid maak nie saak nie. Ek het dit al 'n paar keer gesê, nee, hierdie gehoorsaamheidsgedagte. En moet my nie verkeerd hoor nie, asseblief moet my nie verkeerd verstaan nie. Ons gehoorsaam God nie om sy liefde verdien nie, ons gehoorsaam God omdat ons reeds sy liefde ontvang het. En daar's 'n groot verskil. Dis 'n enorme verskil. Ek en jy, ons bid nie sodat God my en jou meer kan lief hê nie. Ek bid omdat hy my reeds liefhet. Inteendeel, hier is iets wat ek gereeld vir mense leer. Ek sê baie keer, Here, help, dankie dat U my liefhet en leer my om U terug lief te hê. Geliefde, ons dien nie God om iets terug te kry nie. Ek en jy, ons moet leer om te dien omdat hy reeds en steeds vir ons goed is. En hy was vir ons goed, net deur Jesus Christus aan die kruis. Ek en jy volg nie Jesus nie, omdat ons hoop dinge gaan vir ons uitwerk nie. Nee, ons volg hom want hy is waardig
om gevolg te word. En dalk moet iemand vandag net weer die volgende onthou. God se liefde vir jou, dit staan nie op die dun bene van jou prestasie nie. Nee, dit staan op die voltooide werk van Jesus Christus aan die kruis. Dit is wat verbond is. Dit is wat ons verhouding nie transaksioneel maak nie, maar krag gee, diep geloof gee. OK, as jy wil sien hoe dit prakties lyk, hoe lyk hierdie verbondsverhouding gedagte, nê? Dan moet ons kyk hoe ek dink ons moet kyk na Dawid se lewe, nê? Dis iemand wat God liefhet op 'n besonderse, anderste wyse, nê? In Psalm 63, dan wys Dawid vir ons iets besonders. Hy wys vir ons hoe lyk volwasse geloof. Nie perfekte geloof nie, maar diep geloof, volwasse geloof. 'n Geloof wat sê, God, selfs as die situasie nie gaan verander nie, selfs al werk dinge nie uit soos ek hoop nie, vir U wil ek steeds hê, vir U wil ek steeds ken. En dis wat Dawid vir ons hierso skryf. Dis vir my so ongelooflik mooi. Maar om dit regtig te verstaan, moet ons eers verstaan waar hy was toe hy hierdie woorde geskryf het. Wat is die konteks van Psalm 63? Want as jy ooit wou sien hoe lyk geloof wanneer God nie doen wat jy gehoop het nie, dan moet jy juist kyk na Dawid se lewe. Kyk na die spesifieke situasie waarin is. So voor ons hierdie Psalm gelees, moet ons eers iets verstaan. Nee, wat is die konteks? Wat is die agtergrond? Want konteks maak saak. Hierdie Psalm is belangrik. Hierdie Psalm word nie geskryf toe alles goed gegaan het nie. Dawid is nie nou op die troon nie. Hy was later eers op die troon. Hy sit nie nou daar in die paleis en hy het mense wat vir hom kos aandra nie. Nee, hy sit nie in gemak nie. Hy skryf nie hierdie Psalm vanuit oorwinning en sukses nie. Nee, hy is op daai oomblik in die woestyn van Juda. Met ander woorde, hy is in 'n moeilike seisoen. Hy is in 'n onsekere seisoen. Hy is in 'n wagtyd. Hy is in 'n seisoen van druk, van onsekerheid, van moeilik, nie lekker nie. Hy is waarskynlik besig om te vlug. Dis wat ek dink aan die gang was daar. Moontlik is hy hartseer. Moontlik is hy moeg. Dalk het hy teleurstelling beleef. Want baie van Dawid se lewe het nie maklik verloop nie. Ek dink as jy Dawid se lewe regtig gaan bestudeer, gaan jy sien dat hierdie man het regtig moeilike tye deurgegaan. Onthou gou die volgende, dis dieselfde Dawid wat as 'n jong seun gesalf is om koning te wees, maar toe jare lank moes wag voordat hy daardie belofte ontvang het, voordat daardie belofte tot vervulling gekom het. Dieselfde Dawid wat vir Goliat verslaan het, maar later deur Saul vervolg word. Dieselfde Dawid wat diep verlies, verwerping, familieprobleme en konflik beleef het. Dis die Dawid wat hier so skryf, en tog in die middel van die woestyn, dan skryf hy hierdie. Hy skryf nie en hy sê, God, waar is U nie? Hy skryf nie, God, ek is klaar met hierdie nie. Luister inteendeel wat hy sê. Hy sê die volgende: O God, U is my God. Ek soek U met my hele hart. Ek dors na U. My hele wese verlang na U in hierdie droë en uitgedroogde land sonder water. Wow. Hoor jy wat gebeur? Dawid is in 'n moeilike seisoen, maar sy grootste behoefte is nie eerste uitkoms nie. Nee, dis nie wat hy soek nie. Hy soek nie iets nie. Hy soek iemand. Hy soek vir God. Dis so mooi vir my, dis so ongelooflik, want as ek en jy eerlik is, wanneer ons deur moeilike goed gaan, moeilike situasies, moeilike seisoene, is ons eerste reaksie baie keer die teendeel. Ons sê, Here, vat weg. Here, verander die situasie. Here, maak dit net vir my beter. Here, gee net vir my die tipe uitkoms wat ek soek. Maar Dawid wys vir ons dieper. Hy wys vir ons iets anders. Hy sê, God, voordat ek antwoorde wil hê, wil ek net vir U hê. Ek soek vir U. Kan jy die verskil hoor? Transaksionele geloof sê, God, los my probleem op. Verhoudingsgeloof sê, God, wees naby my in hierdie probleem. En dalk is dit hoekom sommige van ons so uitgeput voel. Ons is moeg, want ons soek antwoorde, meer as wat ons God soek. Ons soek verligting, meer as God se teenwoordigheid. Ons soek uitkoms, meer as intimiteit saam met ons hemelse Vader. Maar kyk wat gebeur met Dawid, nee. Hy gaan aan in hierdie Psalm, hy sê, U troue liefde
is meer werd as die lewe. Daarom sal ek u prys. Nou kom ons stop dit geraak vir 'n oomblik, want hierdie vers is vir my eintlik radikaal. Want Dawid sê nie, God, u gawes is beter as die lewe nie. Nie, God, u voorsiening is beter as die lewe nie. Hy sê verseker nie, God, wanneer alles uitwerk, dan sal ek u loof nie. Nee, dis nie transaksioneel nie. Nee, hy sê, u troue liefde is meer werd as die lewe self. Met ander woorde, hy sê, God, selfs as dinge nie perfek uitwerk nie, is u steeds genoeg. Dit is volwasse geloof. Dit is diep geloof. Dis die tipe geloof waarna Christus ons nooi. Dis nie perfekte geloof nie, maar dis 'n geloof wat gegroei het. En ek dink baie van ons, as ons werklik eerlik is en na ons eie harte kyk, besef dalk vandag, ek het soms meer verlief geraak op God se hand as op God se hart. Meer op wat hy vir my kan doen as op wie hy vir my wil wees. OK. Nog een vers. Dawid vat dit nog bietjie dieper. Hy gaan nog 'n bietjie verder. Kyk wat sê hy verder hierso in Psalm 63. As ek snags wakker lê, dink ek aan u. Deur die nag bly ek oor die pyns. U was nog altyd my helper. Daarom juig ek in die skaduwee van u vleuels. Ek hou styf aan u vas. U beskerm my met krag. Kan julle hoor hoe persoonlik raak hierdie woorde? Nee, ek hou styf aan u vas. God, ek hou aan u vas. En dalk is dit die uitnodiging wat iemand vandag moet hoor. Nie noodwendig, hier is al jou antwoorde nie, maar hou aan God vas. Dis die uitnodiging. Bid en sê, Here, ek wil aan u vashou. Selfs wanneer jy nie verstaan nie, selfs wanneer jy in hy wagtyd is, selfs wanneer jy teleurgesteld is, selfs wanneer jy wonder, want soms, en ek wil hê jy moet regtig mooi luister, soms verander God nie onmiddellik jou situasie nie, maar hy verander jou in die situasie. En as jy is hier baie keer wat ek en jy ontdek, God was nooit afwesig nie. Hy was besig om ons net nader en nader aan hom te trek. En dalk, na Psalm 63, raak die vraag van, hoe moet ons dit doen? Dit raak nou baie prakties. Hoe lyk dit? Hoe lyk hierdie tipe geloof waarvan ek vandag praat? Hoe lyk geloof wanneer ek God begin soek? Nie net vir wat hy vir my kan doen nie, maar vir wie hy is. Want dit is mooi om te sê, ek wil God meer soek. Maar hoe lyk dit wanneer die lewe moeilik raak? Hoe lyk dit wanneer die wagtyd te lank voel? Hoe lyk dit wanneer die antwoord net nog nie gekom het nie? Nou Jesus, die een wie ons moet volg, die een wat vir ons kom wys het, hoe lyk God se koningsheerskappy? Hy kom leer vir ons in Matteus 6 vers 33 en volgende. Hy sê, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Nou hierdie vers praat van iets baie interessant, want baie mense lees hom verkeerd, ons lees hom amper soos 'n formule, soek God eerste en dan sal ek alles kry wat ek wil hê. Dit klink lekker, maar dis nie wat Jesus sê nie, want onthou, konteks is belangrik. Jesus praat hier met mense wat bekommerd is, mense wat angstig is, mense wat wonder, wat gaan ons eet? Wat gaan ons aantrek? Waar gaan ek slaap? Hoe gaan ek oorleef? Met ander woorde, hy praat met mense wat stres. Hy praat met mense wat bang is, met mense wat onseker is. En dan sê Jesus die volgende, hy sê, moenie begin by die stres nie. Moenie begin by die bekommernis nie. Moenie begin by die probleem nie. Dis nie waar jy moet begin nie. Hy sê, begin by God. Begin by God. Soek hom eerste. Soek nie eerste die uitkoms nie. Nie eerste die antwoord nie, nie eerste die deurbraak nie, nie eerste die genesing nie, nie eerste die finansiële wonderwerk nie, nee, nie eerste verligting nie. Wat moet ons soek, geliefde? Wat moet ons soek? Ons moet eerste soek vir God. En ons ken hom deur Jesus Christus. Want hier's wat baie van ons moet doen. En wat baie van ons eintlik doen, waarmee ons sukkel. Ons soek eerste die antwoord en dan soek ons God. Here, maak dit net reg, dan sal ek weer vrede hê. Here, herstel die situasie, dan sal ek weer vertrou. Doen jy moet eers ietsie doen, nee. Here, verander net hierdie omstandighede, dan sal ek weer nader trek. Doen u eerste.
Maar Jesus kom draai dit om. Hy sê, soek my eerste. Soek my eerste in alles wat jy doen. Soek my eerste en jy sal eet, jy sal veilig slaap, jy sal klere om aan te trek. Want wanneer jy God eerste begin soek, gebeur iets in my en jou hart. Ons begin ontdek, hy is nie die een wat antwoorde gee nie. Hy is nie die vending masjien nie. Hy is die antwoord. En dalk is die groot uitnodiging van vandag, geliefde, dat God jou nie net wil help deur die storm nie, maar dat hy jou juis wil nader trek in die storm. Dat hy nie net jou situasie wil verander nie, maar eintlik jou hart. Want soms, en asseblief luister mooi, soms verander God nie onmiddellik die omstandighede nie, maar hy verander ons in die middel van die omstandighede. En dalk is dit juis waar sommige van ons tans is. Dit is huidiglik dalk jou situasie. Jy wag nog, jy verstaan nog nie, jy bid nog, jy glo nog, maar hier diep binne, dan wonder jy, Here, waar is U? Is U werklik iemand wat ek kan vertrou? Is U werklik betrokke? Kan ek my vertroue in U sit? Geliefde, nee, daai is 'n tipe geloof wat teleurstel. En miskien wil God jou vandag herinner, dat hy is nader as wat jy dink. En dalk net voordat ons vandag afsluit, is daar 'n paar eerlike vrae wat ek net vinnig voor jou wil hou, vrae wat ons voor die Here se voete moet neersit, vrae wat ons moet bring na die Here toe in ons worsteling, nie vrae van veroordeling nie, maar vrae van eerlikheid, want wagtye, teleurstelling en onbeantwoorde gebede het 'n manier om te openbaar wat regtig in ons harte leef. So, vinnig, drie vrae wat ek regtig wil hê jy moet net in jou hart hou en na God toe bring. Eerste een is, wanneer ek God volg ek hom net vir wat hy vir my doen, of volg ek hom vir wie hy is? Die tweede vraag, wanneer God nie antwoord soos ek gehoop het nie, gaan ek hom nog steeds vertrou, of gaan ek voel diep binne in myself, dat ek is eintlik teleurgesteld en geregverdig in my teleurstelling? Die derde vraag, is dien ek God omdat ek hom lief het, of omdat ek hoop hy gaan iets vir my teruggee? Geliefdes, hierdie boodskap, vandag se boodskap, en dit is 'n bietjie langer boodskap, gaan nie daaroor dat God nie seën nie, want hy doen. Hierdie boodskap gaan nie daaroor dat God nie wonderwerke doen nie, want hy doen nog steeds wonderwerke. Hierdie boodskap gaan verseker nie daaroor dat God nie voorsien nie, want hy doen. Dit gaan eintlik maar net oor hierdie een ding, dit gaan oor hierdie vraag, as God nie doen wat jy gehoop het hy gaan doen nie, is hy steeds genoeg vir jou? Gaan jy nog steeds kan sê, jy vertrou hom? Gaan jy steeds kan sê, God, ek wil steeds vir U hê, ten spyte van, nie U hand nie, maar U hart. Nie net U gawes nie, maar U teenwoordigheid. Here, ek soek nie net vir antwoorde en uitkomste nie, ek verlang na verhouding. Geliefde, ware geloof is nie transaksioneel nie. Ware geloof sê, God, selfs wanneer ek nie verstaan nie, selfs wanneer ek wag, selfs wanneer dinge nie uitwerk soos ek gehoop het nie, kies ek steeds. Ek kies steeds om aan U vas te hou. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, vandag vra ek dat U in my hart en in ons harte wat luister, sal werk 'n dieper liefde vir U teenwoordigheid. Dat ons 'n postuur van aanbidding sal aanneem te midde van situasies, seisoene, dinge wat gebeur. Dat ons nie vasgevang sal word in die teleurstelling van dinge wat nie uitwerk soos ons hoop nie, maar dat ons sal inlê en vas sal staan op die fondasie van wie Jesus Christus is. Dat ons eers vir God sal soek deur Jesus en dan te vertrou dat alles sal uitwerk soos dit moet, maar ons soek U eerste. Dat ons soos Dawid sal eerlik bid en sê, ek soek God eerste, ek wil hom styf vashou. Here, kom louter ons gedagtes, ons motiewe, ons tyd, hoe ons werk met ons lewens, dat ons nie self probeer en dit gaan net oor onsself nie, maar dat ons altyd sal leer om te bid, Here, U eerste. Kom louter ons harte, kom louter ons gedagtes. Here, kom genees daai teleurstelling, daai argumente wat ons het binne in ons harte en ons gedagtes aangaande U, wat ons het teen U, daai teleurstelling wat ons so maklik motiveer. En kom vervang dit, kom leer ons, Here, om U diep lief te hê, ten spyte van omstandighede. Dis ons gebed in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, gaan in vrede
Totsiens.